Is julle gereed vir die woord van die Here vanoggend? Dis reg, ek gaan vanoggend net so begin met so 1 of 2 illustrasies en 'n les om iets net vanoggend by jou te vestig. En ja, maar die woord van die Here is kragtig en mag die woord in jou hart inspreek en dit blywend wees. Een van die mees gegoogelde woorde, as iemand Google gebruik, skus ek het 'n echo hier, ek weet nie hoekom, jy kan nie monitors of iets baie sagter sit. Ek praat met myself 3 keer, ek het die preek al gehoor ook, en dan gaan ek hom weer hoor. Goed, dis beter, dankie. Een van die woorde wat die meeste gegoogel word, wie kan vir my sê, wat is die woorde, eintlik die woord wat die meeste gegoogel word? Julle weet wat Google is, al die mense oor 40 of 50. Wat is die woord wat die... Wie kan 'n kans vat? Wat is die woord wat die meeste gegoogel is? Hoe? Nee, okay. Dit is een van die woorde, verseker. Ons wens so. Ons hoop so. Interessant. Een van die woorde wat die meeste gegoogel word is net worth. Al die jong mense sal nou mis my sê amen. Dis so. Net worth. Wat sê dit? Nou is 'n paar mense, wat bedoel jy nou? Wat net worth? Wat is jou netto waarde? Nou nie na diens gaan en sê, okay, ek moet nou deel raak van hierdie vloei nou, dat ek nou 'n bietjie gaan. Maar dit is interessant, jy kan nou gaan en jy kan 'n paar mense, bekende mense, ingaan en op Google en stik jy die naam in en sê, what is this person's net worth? Weet jy kan dit doen? En dan kom daar 'n paar syfertjies op. Al moet nie jou eie gaan probeer nie, want dit gaan nie lekker werk. Okay, as jou net worth opkom, is ons baie bly jy is hier vanoggend. Maar is die ding, en as ons net so 'n bietjie dink aan die wêreld, en dis een ding, en ek sê dis die mees populêre, een van die mees populêre searches, as hulle dit so kan noem, as ek Engels kan gebruik, en dis die ding, hulle wil weet, wat is iemand se waarde? Is dit nie hoe die wêreld kyk na mekaar nie? Wat is jy werd? What is your net worth? En jou net worth bepaal jou aansien, jou net worth het 'n impak op jou followers en al hierdie goeters, en daar's redes en daar's dinge wat so impak het oor iemand se netto waarde. Wat is jou waarde? So met ander woorde, wat is iemand se netto waarde? Net worth is, en ek wil oor hierdie 2 konsepte net praat, want die een het 'n effek op die ander, en ek dink dit is op die skerm. 'n netto waarde is wanneer jy jou bates vat, die totaal van jou bates, en ek weet daar's 'n paar boekhouers of rekenmeesters wat my kan reghelp dalk vanoggend hierso, maar as jy jou totale, dis 'n eenvoudige sommetjie, bates vat wat jy het, wat jy besit in eiendom of wat bates is. Okay? En jy trek jou skuld af. En jy maak daai sommetjie, dan sê dit is jou netto waarde. Dis hoeveel jy werd is. Dis 'n paar mense sê, gat, ek is nou al nie te pad in die negatief. As ek die skuld moet gaan by mekaar tel, en al hierdie goeders. Maar hier is die ding van die wêreld, en ons weet ook baie onlangs, en nogal 'n Suid-Afrikaans gebore persoon is mos nou die rykste man in die wêreld. En almal sal vir jou sê, en ons almal weet wat is hy netto waarde. Hy's die eerste mens wat ooit oor 'n triljoen dollar werd is. Dis wat hierdie een man, is meer as wat meeste lande besit, of hulle waarde is wat een man se waarde is, 'n triljoen dollar, maal dit met 16 punt iets, en dan kry jy dit randwaarde. Ek kan nog nie daai sommetjie maak nie, verstaan jy, my komma het nog nie so ver geskuif nie. Maar hier is die ding van die wêreld, die mens word gemeet, en ons word konstant deur die wêreld gemeet. Is dit nie waar nie? En as dit hierdie bekende en populêre search is, of hierdie soek is op Google, dan is dit die wêreld se fokus, is ons wil weet hoeveel jy werd is, en ons gaan meet dit aan wat jou bates is, minus jou skuld. En dan die volgende konsep wat ek wil hê dat, en hierdie is 'n belangrike konsep, en ek weet daai netto waarde is nou 'n wêreldse konsep, maar hier is ook 'n belangrike konsep wat ek weet tog vir jou as 'n gelowige ook 'n impak gaan maak, en ek wil 'n bietjie praat oor begroting.
Nou is julle almal baie stil. Hoekom vloek die pastoor in die kerk? En ek moet sê, ek is gemotiveer deur in die week het ek bietjie gaan stil sit met die konsep van begroting. Wanneer laas het jy stil gesit met begroting? Wat is 'n begroting? Dit was 'n baie belangrike ding. Want alles wat ons doen, kos geld. Jy kan wat 'n gelowige mens, jy kan hoeveel versies uit jou kop uit ken, maar jy gaan nie by Pick n Pay instap en sê, o, jy ken genoeg versies, jy hoef nie te betaal vandag nie. Jou bank gaan nie einde van die maand vir jou sê, o, jy was soveel keer in die kerk, so jy kry afslag op jou paaiement nie. Dink net, dis dalk 'n plan, ons moet dalk met die banke gaan gesels. Okay? Alles in die lewe kos geld, en ek wil vanoggend bietjie net met jou stil sit rondom 'n begroting, want Jesus se prediking, ek gaan nie offergawe opneem nie, en ek gaan nie net oor geld praat vanoggend nie, maar ek wil net fondasie hê, en ek gaan iewers heen, want hierdie twee konsepte, jou netto waarde, en hoe lyk jou begroting, want natuurlik gaan jou begroting 'n invloed hê op jou netto waarde. En 'n begroting het 'n paar beginsels, daar's wette wat tel wanneer ons kom by 'n begroting, en by 'n netto waarde wanneer dit kom by geld. Okay? En ons moet met mekaar gesels, want jy kan wees wie jy wil, maar dit het 'n impak op jou emosies, as jou begroting nie klop nie. Dis nie, hy klop so nie. As hy nie klop nie, het dit 'n impak. Want dan kom die bekommernisse, dan kom die stres, en dan kom al die goeders, en dit het 'n ripple effek in ons verhoudings, en alles wat rondom ons aangaan. So ons moet wysheid hê wanneer dit kom by finansies, om dit reg te bestee, om dit reg te bestuur. Jy moet die verantwoordelikheid vat oor jou finansies. So net, hier's die beginsel van 'n begroting. 'n Begroting is die bestuur van jou besteding, van jou inkomste. Dis wat 'n begroting se definisie is hoe gaan jy dit wat jy inkry, hoe gaan jy dit bestuur? En daar's 'n impak op die bestuur van 'n begroting, want as jy 'n baie groot inkomste het, is dit eintlik makliker om die begroting te bestuur. Maar as jy beperkte inkomste het, dan is dit soms 'n uitdaging om die begroting te bestuur. Nou, ek wil dit as illustrasies gebruik, hierdie kanne, en kom ons sê maar die kanne verteenwoordig verskillende netto waardes. Party mense sin lyk so, party mense sin lyk so, en ons het 'n paar sinne wat so lyk. Ek het nog iets kleiners gekry nie, maar miskien moet ons die nagmaalkelkies, so dit ons net. So, dis kom ons noem dit, dis jou neseier, jou wat jy het, wat joune is, wat tot jou beskikking is, om mee te leef. En nou daai twee het nou nie kraantjies nie, maar wanneer dit kom by 'n begroting, is dit ek bestuur dit wat daar uitloop, uitvloei. Hoe gaan die vloei lyk? Nou, dis belangrik om dit te weet, want party mense sê net, weet jy wat, kom ons het nie 'n kraantjie op nie, want dit wat inkom moet maar net uitvloei. Want daar's nie 'n keuse om 'n kraantjie te hê nie, want die uitdaging met 'n begroting is die volgende. En hier is die wysheid in 'n begroting. Is dat die kraantjie wat uitloop moenie groter oop wees as die kraan wat intap nie. Hoe lyk jou kraan wat intap? Want hy is ongelukkig, hier is die realiteit van 'n begroting. Die bron van in het 'n effek op die bestuur van uit. Anders te gaan daar niks oorbly nie. Okay? So, jy het 'n tuinslang wat die bron is, ekskuus. En hier is 'n kraan. So, hier is die inkomste, hier is jou salaris, jou besigheid, jou wins, wat ook al is 'n inkomste. So as ek hierdie kraan gaan oopdraai en ek dink jy is nou aan nie, wil ek hom dalk maar aansit, as dit moet. Dankie Andre, ekskuus. As hy nie aan is nie, wat kan ek hier oopmaak? Gaan ek oopmaak, gaan daar iets uitkom? Nee. Daar moet iets inkom.
Hy is so 'n paar tieners wat sit en sê, hoe werk dit? Want as ek vra of as ek iewers heen wil gaan, dan sal ons maar altyd iets sien. Het ons sê ons die kinders gaan vinniger uit die huis uit as wat hulle uit die sak uit gaan. Okay? Maar hier is die belangrike ding. So hierdie kraan wanneer ek hom oopdraai, is daar iets wat gaan inkom. Oeps, ek moet net daai ding toemaak. Anders sit ons 'n nat mat. Maar die mate van hoe oper ek hierdie kraan maak, hoe meer kan ek daai ene oopdraai. En die geheim in 'n begroting lê in die balans van in en uit. Oeps. En dit is belangrik dat ek dit weet, sodat ek nie op 'n plek kan kom, want soms gebeur die lewe, waar daar onverwagte dinge gebeur, wat ek nie beplan het nie, wat nie in die begroting was nie, en dan skielik met die kraantjie groter oopgedraai word. En dis die rede vir die surplus. Okay, dat daar genoeg in is vir wanneer, soos hulle die gesegde sê, die pop op die fan tref. Nie van julle het al gesien hoe pop op fan tref nie, maar dit is nie lekker as die pop op die fan tref nie. Gewoonlik is dit iets wat buite jou beheer is. So iemand se waarde in die oë van die wêreld word gekoppel aan hulle. Wat besit hulle? Wat is jou besitting? Nou, jy kan slegs besit as hierdie reg bestuur word. Okay, want as jou skuld meer is as jou inkomste, is jy in die moeilikheid. As jou uitgawes meer raak as jou inkomste, dan gaan jy op 'n plek kom wat jou tank gaan leegloop. En dan gaan jy begin bakkant staan en jy gaan moet vra vir hulp. En dan verloor mense hulle selfwaarde en hulle eindig op 'n straathoek. Nou ek oordeel niemand wat op 'n straathoek staan nie, die lewe kan met enigiemand gebeur. Maar dit kom meerderheid van die tyd as gevolg van 'n tekort aan wysheid in die bestuur van 'n inkomste en uitgawes, wat 'n impak het op jou waarde. En dit is belangrik dat jy as 'n gelowige kind van die Here besef dat die woord het beginsels rondom ons finansies wat ons moet toepas. Maar ek wil nie vanoggend soos ek gesê het oor geld praat nie, ek wil vir die beginsel neerlê, want ek wil eintlik oor die belangrikste kommoditeit, as jy dit so kan noem, weet julle wat 'n kommoditeit is, dit iets wat van waarde is. Want ons moet weet, en jy moet besef dat vir ons is daar ook 'n maatstaf. In die konteks van die Bybel, en as ons bietjie meer teruggaan in tyd na die Ou Testamentiese konteks toe word iets se waarde, hoe het hulle iets se waarde bepaal? Wat het hulle gebruik? Wat se instrument het hulle gebruik? 'n weegskaal. So die gewig van iets het die waarde bepaal. Dis hoekom goud soveel werd is, want in dieselfde oppervlakte het goud meer gewig as 'n ander metaal. Dis wat die waarde van 'n metaal bepaal. Sy gewig, sy ratio tussen sy grootte en sy gewig bepaal sy waarde. Maar daar's 'n plek wat ons moet besef dat ek en jy in ons geloof gemeet word. En as ek vanoggend vir jou moet vra, hoe lyk jou waarde? Jou netto waarde. What is your net worth in the spirit? Is daar 'n plek wat God ons kom weeg, en ek wil julle vat na 'n bekende gedeelte, en ons het laasweek ook gepraat oor die boek van Daniël, in die boek van Daniël waar hierdie koning wat eintlik by sy pa oorgevat het en gedink het hy is nou die man en hy kan maak soos hy wil, en hy het sy klomp gaste genooi om 'n maaltyd saam met hom, 'n fees te kom vier, en wat hy toe gebruik is, hy gebruik die instrumente van die tempel wat aan God gewy is tot eer van God, die glase en die bekers en al in die borde, en hy hou 'n feesmaal met God se instrumente. En hy vat hierdie instrumente en hy en sy gaste het die God van silwer en die God van al hierdie metale, het hulle begin aanbid in hierdie fees. En skielik terwyl hulle besig is met feesviering, uit 'n plek van hoogmoed, arrogansie, verskyn na 'n vinger teen die muur. En julle almal het al van die verhaal gehoor. En ons weet daar word woorde geskryf met hierdie vinger wat teen die muur geskryf is van die paleis,
En die koning kry al sy wyse manne en sy waarsêers en almal moet hierdie kom ontsyfer, want hy was baie senuweeagtig. As jy die stuk gaan lees en jy kan self die guns genoem in Daniël 5, hoofstuk 5 te gaan lees, en ek wil nie terwille van tyd na die hele hoofstuk toe gaan nie, maar hulle sê die koning se gelaatheid sommer verander, toe hy die vinger sien. Jy sien, soms beweeg die vinger van God oor ons lewe en ons besef dit nie. Jesus het gepraat van die vinger van God. Toe hulle sê Jesus het die duiwels uitgedryf omdat hy 'n duiwel is. En hy het genees en al die werke gedoen uit die boosheid. Toe sê hy, weet jy wat, as die vinger van God dit nie gedoen het nie. Want die vinger van God beweeg en dan gebeur daar dinge. En soms kom die vinger van God en hy beweeg in ons lewe en hy kom skryf goed neer. En wat kom skryf hy? Hoor wat skryf hy vir die koning? En eventueel hoor die koning van Daniël wat wysheid het en insig van God of het. En hy kom vra vir Daniël, asseblief, sal jy vir ons hierdie woorde kom ontsyfer, sal jy vir ons die verklaring bring oor hierdie woorde? En Daniël sê, sekerlik koning, hy sê, maar ek het hierdie belofte, ek sal vir jou al hierdie, goue kettinge om jou nek sit, en ek sal jou derde in rang sit in my koninkryk, en Daniël, dis die belofte vir die persoon wat hierdie woorde kon ontsyfer, en Daniël sê, weet jy wat, ek stel nie belang nie, want ek is nie soos die wêreld nie, my waarde word nie bepaal, jy dit wat jy om my nek kom hang nie. En hierdie koning sê asseblief ontsyfer vir my die woorde, en ons weet die woorde wat geskryf is, en ons lees in Daniël 5 vers 25, en dit is die skrif wat geskryf is, mene, tekel, upharsin. Mene, tekel, upharsin. En dan Daniël sê, hier is die uitleg, dit is die uitleg van die woord, mene beteken God, het die koningskap getel, en daar 'n einde aan gemaak. Hy was nie gelukkig met wat vanaand hier gebeur het nie. En dan, ek dink die woord wat my uitstaan is hierdie tekel. En of ek dit reg uitspreek, hy sê, hy is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. En in Peres, die koninkryk is verdeel aan die Meders en die Perse gegee. En ons weet, in daardie selfde nag, as jy verder gaan aanlees, het die koning se lewe van hom gevat, en die koninkryk is oorgegee. So hierdie koning is deur God persoonlik geweeg. Dis ek het gaan kyk na jou lewe, ek het gekyk na jou optrede, en jy moet weet dat ek het jou koningskap kom tel. Ek het gesien hoe jy optree, ek het gesien hoe jy regeer, want weet, sy pa het eintlik van 'n nalatenskap nagelaat, dat die God van Daniël erken moet word, die God van Sadrag, Mesach en Abednego erken moet word en aanbid moet word, maar die koning het weggeskram van dit wat sy pa van hom nagelaat het, en homself eintlik verheerlik, en homself vereer, deur hierdie hele feesmaal, het net gegaan oor hom, en dan hierdie gode begin aanbid, wat nie werklike gode is, en God sê nee, ek is nie tevrede met dit nie, en die vinger word geskryf, en die woorde is juist geweeg en te lig bevind. Wat wil ek vanoggend, wat wil die Gees van die Here vir ons sê? Word ons gemeet, word ons getoets in ons geloof. Soms wonder ek as die Here my moet weeg in my verantwoordelikheid in sy koninkryk. Wat gaan hy vind? Wat gaan my waarde wees, as God gaan nie Google nie, maar as hy moet gaan kyk, om te sê, okay, ek gaan bietjie 'n soek kom doen. Ek gaan jou lewe kom ondersoek, ek gaan jou lewe kom deursoek, ek gaan jou bediening kom ondersoek, ek gaan kyk, waar staan jy ten opsigte van my verhouding met jou, my opdragte aan jou, jou geloof, jou gehoorsaamheid aan my, waar gaan die weegskaal dit meet, hoe gaan dit lyk? En hy kom in 1 Petrus, wat Petrus vir ons in die kerk die brief skryf, in 1 Petrus 1 vers 6, en ek lees in die 83 vertaling, hy sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig, dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Ons gaan soms deur dinge. Die wêreld gebeur, omstandighede gebeur. Dinge is nie altyd gemaklik nie. En ek glo almal van julle was al daar, waar jou geloof uitgedaag word. Hy sê sodat, en hier kom Petrus verder, hy sê sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.
'n metaal se egtheid, goud se egtheid word getoets deur dit te weeg. En nie net dit te weeg nie, maar dit deur die vuur te sit. En soms kom ons geloof en ons gaan deur die vuurwind van hierdie wêreld en van die omstandighede en ons word in ons waarde getoets. Hoe lyk die geloofswaarde? Hoe lyk jou waarde? Hoe lyk jou gewig in jou geloof? Hy sê julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. So is die realiteit, kerk, ons word geweeg. Jy word getoets. En ons gaan deur dinge. Jakobus skryf het, hy sê ag dit loutere vreugde wanneer jy deur allerhande versoekinge gaan, want dit wek die lydsaamheid. Die woord lydsaamheid beteken jy deursettingsvermoë. Jy gee nie op nie, jy hou aan om aan te hou, jy hou aan om vas te hou. Gaan vra vir Job wat dit is om aan te hou, om vas te hou, ongeag van die omstandighede. Job was getoets gewees in sy geloof. In die week sit ek met 'n man stil wat deur soveel dinge is en hy vertel my sy verhale en is een uitdaging na die ander uitdaging. Weet jy, en ek sê vir hom, weet jy die laaste keer dat ek met jou gesprek gehad het, want so tyd lank was hy nie hier gewees en ek sê die laaste keer dat ek met jou gesprek gehad het, weet ek jy kon nie by die kerk uitkom nie want jy het jou voertuig verloor. Nou het jy al personeel wat jy aangestel het wat vir jou werk. En hy vertel my wat hy alles deur is. Ek sê, kan jy vanoggend net hoor hoe goed God vir jou was? Kan jy hoor waar jy is? En wat se impak hierdie versoekinge gehad het, wat se impak hierdie toetsinge gehad het op jou, en hoe God vir jou kom sê, maar ek vertrou jou met jou geloof. God moes vir Job vertrou, om vir die duiwel te sê, okay, gaan toets hom. Het God iets slegs oor Job gebring? Nee. Nee, niks kom sleg van God af nie, maar Satan se aanklag was, Here, die enigste rede, hoekom hy u glo is, omdat u net goed vir hom is. So met ander woorde, daar's geen waarde in sy geloof nie. Sy geloofse motief is verkeerd. Dis nie getoets nie, dis nie deur die vuur nie. Dit gaan net goed met Job. Alles loop net goed met Job, Here. Kyk hoe gelyk sy kinders, kyk sy vrou, kyk sy al sy diere en alles wat hy besit. Kyk sy netto waarde, Here. Ek wil as ons nou Job, imagine ons moes Salomo se netto hoof gaan Google het, hoe sal dit gelyk het, want daar was nog nooit iemand so ryk so Salomo gewees nie. Maar sy waarde word uitgedaag. Sy geloof en sy verhouding met God word uitgedaag. En God sê reg, ek vertrou vir Job. Ek weet daar's waarde in sy geloof, ek weet daar's waarde in my verhouding met hom. Ek vertrou hom, gaan toets hom. En soms wanneer ons deur hierdie uitdagings gaan, moet ons weet dat God vertrou jou met die uitdagings en daar's ook 'n belofte en ek en jy moet hom in hierdie uitdagings vertrou dat hy sê hy sal nooit toelaat dat jy bo jou kragte getoets sal word nie. Weet jy God daai belofte vir jou? Soms dan sê ek, Here, wow. Ek dink meer van my as wat ek vir myself dink, want hierdie toetse is 'n bietjie, wie van julle was al daar? Hierdie toetse is bietjie taai, Here. En dan weet ek met hom net vertrou, want hy's besig om my voor te berei vir dit wat kom. Jy sien, want God kom bou jou waarde. God kom wys jou waarde deur die vuurdoop van reiniging te vat somtyds. Sê, dis my kind en wie ek welbehae het. Hy die geloof behou, want Jesus maak die verklaring Matteus, wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Nou die vraag is vanoggend, weet, jou waarde, jou besteding, jou inkomste, al hierdie het 'n impak. Wat is die maatstaf van jou waarde? Ek gaan nie vir jou volgende vra, kom skryf my asseblief jou salaris neer, dan weet ek hoeveel jy werd nie. Of kom skryf asseblief jou bates minus jou, geef my die sommetjie, kan ek sê, dan gaan ons vir jou 'n spesiaal plek in die kerk gee, want almal wat se waarde groot is. Want dit is hoe die wêreld met ons werk. Dis hoe die wêreld met jou gaan werk.
Maar hoe meet, as ek nou volgens sê, maar ons word ook getoets, ons word ook geweeg, waaraan word jou waarde in die koninkryk van God gemeet? Want daar is 'n maatstaf. Is dit nie waar nie? Wil jy weet vanoggend? Wil jy weet wat is jou netto waarde? Bekende gedeelte. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Al sou ek al die gawes van profesie hê, wow, hoor hierdie ou se profesie, profetiese woorde. Hy moet iets werd wees. Wow, hy moet spesiaal vir God wees. En al die geheimenisse weet en al die kennis, hier praat hy van die gawes van die Heilige Gees en dit is so indrukwekkend as iemand vloei in die gawes van die Heilige Gees en dit is wonderlik en dit is fantasties wat die gawes ons gee om mense te bedien, om die koninkryk en die liggaam op te bou. Dit is wonderlik en fantasties om dit te beleef, die bonatuurlike werking van God deur sy Gees, deur 'n persoon, want die Heilige Gees werk altyd deur mense, maar so maklik het ek al gehoor en gesien dat ander gelowiges geïntimideer word deur 'n gelowige of 'n paar gelowiges se dinamika aan die gawes. En hulle wil hulle self meet om te sê, hoe ek kan nou nie bid soos daai persoon nie, en ek kan nou nie profeteer soos daai persoon nie, en ek kan nou nie sing soos daai persoon nie, so ek is nie soveel werd soos hulle nie. En ek wil vanoggend hoor wat die Gees van die Here vir my en jou wil sê. Jy moet jouself reg meet. Want jou vrymoedigheid, ek dink Engelse woord hou ek meer van, jou boldness in hierdie lewe, word geïmpakteer deur jou waarde. As jou netto $1 triljoen is, gaan jy nie skroom om iets aan te pak of met 'n paar mense gesprekke te hê en sommer in 'n plek in te stap nie. Maar as jy dink ek is nie dit werd nie, ek is niks werd nie, ek het geen waarde nie, dan kom steel die vyand van jou deur daardie leuen en dit steel jou vrymoedigheid om iets te doen vir die koninkryk van God. Want wat glo jy is jou waarde? Hoe hard jy in tale kan bid en hoeveel ure jy? Nee, al hierdie goed is wonderlik. Maar hoor wat sê Paulus vir ons, want net voor dit in 1 Korintiërs 12 verduidelik hy die gawes van die Heilige Gees, en aan die einde van daai hoofstuk kom hy sê, en ek wys julle meer uitnemender weg. En dan kom hy sê, jy kan al hierdie goed hê, jy kan al hierdie gawes hê, jy kan al hierdie geestelike gawes hê, nou, dis nie jou gawes in die eerste plek nie, dis die gawes van die Heilige Gees. Dis nie die persoon wat waardig is nie, dis die een wat in die persoon is wat die waarde het. Maar hier is my waarde, hier is jou waarde, hier is ons waarde, waarin God en my en jou gaan meet. Hy sê, al sou ek die gawes van profesie, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit. En ek het nie die liefde nie. Sou ek dan? Wat sal my netto waarde wees? Die woord niks beteken 0, 0. Daar's niks nie. Jy is 'n leë kan, jy's 'n empty vessel. As jy nie die, as jy al sou ek al my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Kerk, die spulpunt van ons geloof, dit waarom alles draai, is liefde. Jy kan wat se indruk skep, jy kan wat se mombakkie opsit. Jy kan die geloof hê, wat mense beïndruk, as jy nie die liefde het nie, is jou net hoof 0 in die koninkryk. Toe vir Jesus vra, Here, wat is die belangrikste gebod? Natuurlik, wat is die antwoord? Want as dit ons belangrikste, kan ek dit 'n kommoditeit noem, dit wat waarde is, liefde, die mees kosbaarste kommoditeit.
kom Jesus en hy antwoord, hy sê, hulle vra, meester, wat is die groot gebod in die wet? Nou hoor wat sê hy. En het jy al mooi gaan luister wat sê hy hierso, want daar is oor die 600 wette wat opgeskryf is, en die mense deur die eeue probeer, en tot vandag toe probeer hulle almal 600 van hierdie wette te onderhou. En Jesus het eintlik gekom en sê, weet jy wat, ek het nie gekom om die wet te kanselleer nie, maar ek het gekom om die wet te vervul. Weet jy wat sê Jesus vir ons? Ek het vir julle kom wys, dis moontlik om die wet van God uit te leef, en dis nie moeilik nie. As jy net verstaan waaroor dit gaan. Die eerste plek gaan dit nie oor jou nie. Want soveel mense probeer die wet te onderhou, om aansien te kry, en dis hoe hulle aansien gekry het in die verlede, is hoeveel jy die wette kon gehoorsaam en onderhou. Gaan ek God se wil soek, en gaan ek God se wil onderhou? Verseker. Ek sê nie die wet word gekanseleer en jy kan maak soos jy wil nie, maar hier is die belangrikste gebod, wat die belangrikste wet is, waar volgens God wil ek en jy moet lewe. Wat is dit? Hy sê, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. It's all about love. Loving God. Maar dit stop nie daar nie. Want hy kom hier en sê, wow, okay, almal sê, hulle het gesê, hy het reg geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, dis die belangrikste van alles. En hier is die volgende, wat gelykstaande is, die volgende reël is gelyk aan, nie laer of hoër nie, gelyk aan, want onthou net, wat is jou waarde, waaraan word jou waarde bepaal in hierdie lewe? Dit word bepaal in die geestesriem deur jou liefde. Dis waardeur jy gemeet word, aan liefde. Dis wat jou waarde bepaal. Wat se liefde? Liefde vir wie? Wel, eerstens vir God. Hoekom het ek hom lief? Wel, baie eenvoudig, hy het my eerste lief gehad. Ek kan nie in sy liefde twyfel nie, as ek die openbaring het van die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus en besef hoe lief hy my gehad het, dat hy sy beste gegee het en opgeoffer het, kan ek nie wonder oor God se liefde nie. Hy het dit vir ons baie maklik gemaak om hom lief te hê. Hallo? Want dit is maklik om iemand lief te hê wat jou eerste lief het, wat sy liefde in jou bewys het. Dis 'n maklike reaksie, want hy het reeds die aksie getoon. Hy het nie met 'n paar voorwaardes gekom en sê, jy moet eers hierdie, jy moet eers daai, en dan kan jy my liefde verdien nie, want liefde kan nie verdien word nie. God gesê, nog toe julle my vyande was, toe julle nog sondaars was, het my seun vir julle gelei in die kruishout van Golgotha, sodat julle kan verstaan hoe ek oor julle voel, sodat julle kan verstaan wat julle vir my beteken, hoe waardevol jy vir my is. Nie deur dade nie, nie deur indruk nie, deur liefde. Dan gaan hy verder. Want dit is maklik. Ek dink God is seker die persoon wat die maklikste is om lief te hê. Want hy het die asem van lewe in my kom blaas. Hy het my in my moeder skoot aan mekaar geweef. Hy het jou wonderbaar gemaak. En hy het sy seun vir jou geoffer vir die redding van jou siel, vir jou hoop op die ewige lewe. Hy sê, dis die eerste en die groot gebod, en die tweede, wat hiermee gelyk staan, nie, dis hier, dis langs mekaar, jy moet jou, hier raak het bietjie meer uitdagend, want nou, hierdie bepaal jou waarde, jy moet jou, okay, wel, kom ons definieer gou naaste. Wie is jou naaste? Julle weet, hulle het vir Jesus toe die vraag gevra. Here, maar, en gewoonlik mense wat die vraag vra, wil hulle self regverdig. Here, maar wie is my naaste? Want is die mense wat hier so in my binnekring is makliker om hulle lief te hê. Maar is of familie is, of vriende, of is mense wat dieselfde belangstelling is, mense wat baie is as jy is, mense wat jy geniet hulle teenwoordig, jy nie geniet hulle geselskap, en Jesus sê nie, kom ek vertel julle 'n storie, om julle te verduidelik wie is jou naaste, en ons weet, en ons almal ken die verhaal van die barmhartige, julle weet dat die Samaritaan is 'n hele ander kultuur, 'n ander ras, as wat die mense is vir wie Jesus die storie vertel het. As jy dink dat in ons verlede, in ons land, apartheid 'n erge ding was, in daai jare, in die konteks was dit 10 keer erger, 100 keer erger as wat dit in ons land was.
En Jesus kom gebruik dit baie spesifiek. Ons het in die week, Vrydagoggend nogal die gesprek bietjie gehad oor een van die woorde in ons land, en skus, ek wil nie te polities raak nie, maar rasisme is 'n ding wat kort opkom en gebruik word, en as 'n kaart gebruik word. Wat definieer jou as 'n rasis? En soms word ons geoordeel, en soms word die bordjie aan jou gehang as 'n rasis. Jy sien, soms raak ek frustreerd met ander kulture se waardes. En ek stem nie saam met die manier hoe hulle dinge doen nie. Is dit rasisme? Is dit verkeerd? Nee, my frustrasie oor hoe dinge nie reg gedoen word nie, want sekere kulture se waardesisteme is net nie reg nie, is net nie volgens die woord van God belei nie. En as ek frustreerd raak, en jy frustreerd raak, wil ek vanoggend vir jou sê, dit kwalifiseer jou nie as 'n rasis nie. Omdat dit vir jou anders is, en jy dalk soms kwaad raak oor die andersheid, dis okay. Die woord sê, word kwaad, maar net nie sondig nie. Maar as jy op 'n plek kom, en ongelukkig is dit so, en daar's prediking wat rondgaan, wat ander rasse diskwalifiseer vir hemel, en wat hulle nie beskou as mense nie. Dis wanneer jy in gevaar is. Want God het alle nasies, kulture, ewe lief. Want so lief het hy die wêreld gehad. So ek vanoggend vir jou vryheid bring, ja, verstaan jou frustrasies, ek raak ook baie keer frustreerd, maar soms raak ek ook frustreerd wat my eie kultuur ook doen. Okay? Want party ons se logika is anders se logika, en se doen en late. Maar wie is ons naaste? Jy moet jou naaste lief hê. En dis, ja, soms moeilik om hulle lief te hê. Maar ek dink hier is die moeilikste enetjie. Want dis die een wat eintlik nommer 2 is, naas God. En hulle is almal gelyk. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jou waarde is direk gekoppel in jou selfbeeld. Wat dink jy van daai persoon in die spieël? Wat sê jy vir daai persoon in die spieël? Wat spreek jy oor daai persoon in die spieël? Want dit is waarop jou waarde gebaseer is. Want hier is die ding, hoor gou mooi, jy moet jou naaste lief hê, soos, gelykstaande aan, jou liefde vir jouself. As jy jouself nie lief het nie, is jou naaste liefde 'n valse liefde. En dit kom dit moeilik om jouself lief te hê, want jy ken jou eie teleurstellings meer as enigiemand anderste. Jy ken jou swakhede meer as enigiemand anderste. Jy het gesien toe ander nie gesien het nie, want jy was daar. You did it yourself. En dan kastei jy jouself, en jy verwyd jouself. En dan moet jy by die kerk kom, halleluja, hallo, ek is lief vir julle almal, ek druk julle almal, maar hier binne het ek so 'n battle. En intussen het ek my eie waarde afgebreek. En ek kan nie by die volheid uitkom nie, want die woord sê daar is vir ons 'n hoë roeping in Christus Jesus. Wel, ek is nou maar 'n failure, ek is nou maar 'n sondaar, ek is nou maar 'n verslaafde, ek is nou maar, en jy breek jouself af. En jy profeteer dood oor jouself. En vanoggend wil die Gees van God vir jou sê, dis tyd om jou waarde weer te vind. En waar vind jy dit? Weer om by die voete van jou Skepper te kom stil sit, dat hy jou kom herinner van hoe hy jou gemaak het en wie jy is, en hoe hy jou vir 'n tyd soos nou bestem het. Jy is nie toevallig hier nie, jy is nie 'n oeps nie, jy is deur God beplan vir die grondlegging van hierdie wêreld, het hy al reeds by die naam geroep. Dis hoe belangrik jy vir hom is. En jou waarde het hy vir jou kom wys deur sy liefde wat hy vir jou getoon het, toe hy sy seun opgeoffer het. En ek en jy het nodig weer om ons waarde op te tel, sodat ons weer dinamies kan wees, want iemand wat 'n netto waarde het, is 'n dinamiese persoon. Jy moet 'n netto waarde in die gees hê. Nie om indruk te probeer skep nie, maar om op 'n plek te wees om te sê, ek weet, ek het liefde. As jy sê, man, jy kan al die dinge, maar jy het nie die liefde nie. Wat is hierdie liefde dan? En hoe vind ons hierdie liefde? Ek hou van Romeine 5 vers 5, hy sê die hoop beskaam nie. Hoekom?
Omdat die liefde van God, liefde is nie 'n menslike vermoë nie. Liefde is 'n teenwoordigheid. Hoor mooi, love is the presence of God. Liefde is nie 'n skill nie. Liefde is die bewustheid van sy teenwoordigheid. Liefde is 'n bewustheid van sy aanvaarding, onvoorwaardelik. Hy sê, die hoop beskaam nie. Hoekom? Ek sal nooit skaam voel, skaam bly, of oor iets skaam wees, omdat ek in liefde geanker is nie. Is die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. God het sy Gees vir ons gestuur om met ons te wees, sodat ons nie agterbly op aarde as weeskinders nie, maar dat ons God se liefde kan beleef, wat praat van sy aanvaarding, wat ons kom bevestig as sy kinders. Dis wat die Gees van God kom doen, hy kom bevestig vir jou en sê, jy is 'n kind van God, weens jou geloof in wat Jesus jou aan die kruis gedoen het. Nie in jou verdienste nie, nie in jou optrede nie in jou agtergrond en nie in jou bloedlyn nie, nie in wat se familie en wat se kant van die dam jy groot geword het en wat se kant van die treinspoor jy gebly het nie. Want dis hoe die wêreld meet. Wat se kar jy ry en wat se huis jy in bly. Nee, kerk, vanoggend wil ek vir jou sê, dis niks fout om in 'n mooi huis te bly en 'n mooi kar te ry nie, maar dis nie wat bepaal wie jy is nie. Dis nie waarna jy geweeg word nie. Jy word geweeg. Het jy die liefde? Het jy liefde vir God? Het jy liefde vir jouself sodat jy liefde kan hê vir jou naaste? Dis waaraan ons gemeet word. Hoe lyk liefde? Galasiërs 5 vers 22, en ons weet 1 Korintiërs 13 kom beskryf dit mooi, maar weet jy, Galasiërs 5 22 kan ons verskillende maniere interpreteer, maar ek wil dit as volg interpreteer. Galasiërs 5 22 leer vir ons oor die vrug van die Gees. Ek sê, dis enkelvoud, die vrug van die Gees, want hy sê nou, wat is in ons harte uitgestort? Die liefde, deur die Gees wat in ons woon. As die Gees in my woon, dan bring hy wat saam? Wat trek in? Liefde. Maar die vrug van die Gees, jou geestelike waarde, word bepaal deur die vrug. Is liefde. Hoe lyk die karaktereienskappe van liefde? Waaraan word ek en jy gemeet? Wel aan liefde. Wel, hoe lyk liefde? Liefde, blydskap. Iemand wat dink hulle is niks werd, die sukkel om joy te hê. Maar iemand wat weet, dat hulle weet dat hulle wat ek is special. Glo jy special? Weet jy special? En soms hoor jy dit nie by die wêreld rondom jou nie. Maar jy moet dit ten minste vir jouself kan sê. Karaktereienskappe van liefde, is blydskap. As jy die vrug van die Gees in jou lewe het, as die liefde van God in jou uitgestort is, dan is jy 'n persoon met blydskap. Hy sê, laat jou vriendelikheid aan almal bekend wees, want die Here is naby. As jy vol liefde is, jy, want jou waarde word gemeet aan hoe vriendelik en hoeveel blydskap jy is, hoeveel vrede jy het in jou hart. Jy leef nie met onmin nie. Jy is nie heeltyd in 'n oorlogsone nie. Jy kyk nie wie kan jy uithaal nie, jy kyk nie wie kan jy sleg sien nie. Jy soek vrede. Jy's 'n vredemaker. Jy het lankmoedigheid. As jy in liefde funksioneer. Vriendelikheid, goedheid, jou getrouheid, en dit wat vir die groep is, en dit wat vir die aangemeldheid, by jou werk, by die kerk, by jou huis, getrouheid. Sy een ding is wat God beloon, is dit getrouheid. Maar dit is die karaktereienskap van iemand wat vol liefde is. I'm faithful. Ek is getrou in my vrou, ek is getrou in my werk, ek is getrou in my kerk. Sagmoedigheid, gentleness. Ek hanteer mense sagkens, met versigtigheid, om te besef, die wêreld is stikkend, mense is seer, mense is vol seer. Maar dis wat ek volgens jou wil sê, kerk van God,
Dis nodig dat jy weer jou waarde vind, want vanuit 'n plek van waarde is dit maklik om ander te bedien. Want jy moet vol wees om te kan gee. Is jy vol? Sagmoedigheid en dan liefde het ook selfbeheersing. Daar's nie 'n sterker krag in die heelal. Hoor mooi, in die heelal as die krag van liefde nie. Hoekom? Wat is die belangrikste van alles? Dis die geloof, hoop en liefde. Een besigheidsman het die skrif gaan verander. Hy sê geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is cashflow. Die grootste hiervan is liefde. Jy kan jou 10de en jy kan jou offergawe Sondag na Sondag ingee, maar as dit nie liefde het nie, gaan dit niks beteken nie. Jy kan bid tot jy pers is in jou gesig. Jy kan profeteer as jy nie die liefde het nie. Die liefde vir hom, die liefde vir my en die liefde vir ander. Vol Bosman het 'n mooi ding gesê, hy sê liefde is die enigste sleutel wat in die poorte van die paradys pas. Dis so mooi gestel. Liefde is die enigste sleutel wat in die poorte van die paradys pas. Jy het nie 'n handboek nodig om liefde te leer nie. Jy het net nodig om te vra, hoe wil ek hê met mense my hanteer? Want dit is liefde. Behandel anders soos jy behandel wil word. Jesus sê hierin word alles saamgevat. Al die wette, al die profete, al die boeke wat Moses skryf het, al die profetiese woorde wat geskryf is hier, profetiese boeke, word vervul in hierdie een reël. Doen aan ander soos in jouself roei. Funksioneer in liefde. En as ek in liefde beweeg, as ek vol is van liefde, as ek bewus is van liefde se teenwoordigheid wat in my uitgestort is, deur God se genade het hy sy liefde, deur sy gees in my lewe kom uitstort, moet ek in daardie bewustheid lewe van liefde woon in my, en ek moet 'n kanaal wees waardeur liefde werk en waardeur liefde funksioneer. God is die bron van liefde, en ons het die liefde van God het ons leer ken, 1 Johannes 4 vers 16, leer ken en geglo, God is liefde. En hy wat in liefde bly, bly in God en God in hom. Nou hier is die ding, ek wil terugkom na my illustrasie, jou waarde is liefde in die koninkryk van God. Maar hier is die groot ding van liefde. Liefde is die enigste, kan ek dit 'n kommoditeit noem, ek weet nie wat die regte woord om te noem nie, maar want liefde is eintlik iets wat, jy kan dit nie beskryf of iets koppel nie. Maar liefde, daar's geen ander konsep in die wêreld wat werk soos liefde nie. Maar wie van julle het agtergekom dat hoe meer jy, as ons teruggaan by begroting toe, hoe groter jy die kraantjie oopdraai, gebeur dit nie spontaan dat hierdie nou groter gaan nie. Oeps. Hoe groter die kraantjie oopgaan, hoe vinniger loop hierdie ene leeg. Want hy moet inkry om uit te kry. Maar hier wil ek vir jou gou leer, en dis ook maar hierdie illustrasie. Hoe werk liefde? Hoe groter die kraantjie van liefde oopgaan, is hy gekoppel aan die kraan van liefde in jou lewe. Met jou begroting moet jy nie sê, kom ek kyk hoe vinnig kan ek hoe baie weggee, sodat ek meer kan inkry nie. Ongelukkig. Die kredietkaart se limiet is nie 'n challenge nie. Dames en here. Okay. Maar dis die ding van liefde. Liefde werk so. Hoe meer jy dit gee, dan raak jy nie net 'n container nie, maar jy raak 'n kanaal. En ek en jy moet daai kanaal wees, maar jy moet ingetap wees in die bron, wat nie ophou nie. En hoe meer jy daai kraan van liefde oopdraai, hoe meer jy dit weggee. Hoe wil jy groei in liefde? Wil jy groei in waarde? Vanoggend wil ek vir jou sê, as jy wil groei in jou begroting, moenie net jou geld net weggee nie.
Wel, hang af waar jy dit gee, né? Maar as jy wil groei in liefde, die enigste manier om te groei in waarde, kan ek volgens jou sê, is gee die liefde weg. Gee aan ander liefde, selfs al verdien hulle dit nie. Jy moet dit gee, sodat jy kan groei, sodat daai kraan groter en sterker, God gee vergewers. Dis hoe hy werk. Maar as jy beperk is, want die mate wat jy saai, is die mate wat jy gaan maai. En dit is net in geld nie, maar dit is in liefde. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, en dis wat die Gees van God vir ons ook kom sê is, jy moet sorg dat jy in die liefde van God bly. Judas 1 vers 21, hy sê, bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. So vanoggend wil ek jou kom motiveer. En die woord wil jou kom bou om te sê, moenie geïntimideer word deur 'n skyn van geloof nie. Jy sien, ek het al ouens ontmoet wat fantastiese gawes, hulle kan aan op die siekeslyn en word so gesond, maar hulle het 'n gesindheid wat stink. Waarin word hulle gemeet? En hoeveel hulle gesond gemaak het? Of wat se gesindheid hulle teenoor ander van vriendelikheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid bepaal het. God se weegskaal is anders. So as jy nie die liefde het nie, maar ek wil dit omdraai, as jy die liefde het, dan kan, wat sy naam Elon Musk, gaan slaap. Ek sê nie hy het nie liefde nie, verstaan ek, ken hom nie. Ek sal hom graag nooi kerk toe, het sal goed wees as hy kom besoek. Maar, jy moet nie kyk soos die wêreld kyk nie. Begin om jou liefde vir jouself weer te vind. Jy het nodig om weer in die spieël te gaan kyk. Bidend. Want jou liefde vir jouself vind jy by hom. Want hy stort. Jy moet begin om vir jouself genade te wys. Jy moet begin om met jouself lankmoedig te wees. Smaal bietjie vir jouself van die spieël ook. Toe. Maar nie heeldag afstaan nie. Kyk jouself in die oë. En sê vir jouself, dit gaan oukei wees, want jy is oukei. Jy is nie net oukei nie, jy is special. Want hy het moeite gedoen in jou moeder skoot toe jy in mekaar geweef het. Wonderbaar is sy werke. En laat toe dat hy sy liefde net oor jou uitgiet, in sy teenwoordigheid. Sodat jy, want as jy vol van liefde vir jouself is, weet jy wat gebeur? Dan gaan daai ding nie net vol wees, maar jy gaan begin oorloop. En weet jy wat doen jy? As jy oorloop, weet jy wat gebeur? Weet jy oral waar Jesus gegaan het duisende mense hom gevolg. Hoekom? Want strome, 'n fontein van lewende waters, wat die Gees van God is, wat liefde is, het oor hom uitgespoel. En weet jy wat? Liefde trek mense. Kom ons laat toe dat die Gees van die Here ons nie kom vul met die liefde van die Vader. En dis my gebed vir jou vanoggend, is dat jy eerstens jou waarde sal vind weer, in die oë van jou Skepper, jou Vader wat in die hemel is. Want, so lief. Want, so lief. Gaan dit weer sê, want, so lief. Het is altyd 'n bandjie gedra, wat sou Jesus gedoen het? Ek wil gewoon vir jou vra, wat sal jy doen? En wat gaan jy doen? Verander. Want liefde, wanneer jy vol is en oorloop van liefde, dan is die fokus nie meer binne toe nie, maar dan is die fokus skielik, it's not inside, it's on top. Ons krimora mense. Okay. Bly in God se liefde. En dan sluit ek af met hierdie belofte. Romeine 8:38 tot 39. Mag jy in hierdie sekerheid
En mag hierdie sekerheid jou waarde kom optel, jou networth kom vermeerder in jou eie menswees. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of met ander woorde, wat nou gebeur, of nog gaan gebeur, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is. Geen groter liefde het iemand is, dit is hy wat sy lewe vir sy vriende neerlê nie. En hy sê vir jou vanoggend, ek noem jou my vriend, want jy is kosbaar vir my. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir die woord. Heilige Gees, dankie dat U die naprediker is. En volgens sit die mense hier in, ek sien net hoe hulle self verloor het langs die pad. Omstandighede, trauma, woorde, dinge wat gebeur het, teleurstellings. Here het 'n leuen laat opstaan in hulle binneste wat sê ek is nie waardig nie. Here, en soms sit die mense wat geïntimideer was deur ander wat 'n skyn van geloof voorgehou het. Maar Here, U kom en U deursoek ons harte en U ken ons gedagtes, Here. En vanoggend wil ek vra, Here, as dit nodig is dat U ons gedagtes kom vernuwe. Here, dat ons nie sal kyk soos die wêreld kyk en mense en ons eie waardes sal bepaal soos die wêreld daar buite dit bepaal nie. Maar dat ons sal vanoggend besef, ja, daar is 'n toetsing van ons geloof. Maar Here, eintlik word ons liefde net getoets. Want liefde is ons sekerheid. U liefde waarvoor ons is in Christus Jesus, dis ons sekerheid, Vader. En ek bid vanoggend, Heilige Gees, dat U hierdie sekerheid sal vasmaak in elke persoon se hart en hulle diepste gedagtes. Here, as daar enige verwyte is, enige spyt is, Here, leuns wat ingekruip het weens die teleurstelling, Here, mense wat vanoggend wat die sit en teleurgesteld is in hulle self, Here, ek vra, Here, dat U hulle sal help en dat U liefde opnuut in hulle sal kom uitstort, Here, dat hulle liefde vir hulle self weer sal ontdek, Here, dat hulle weer vir hulle self genade sal toon en lankmoedig en sagmoedig sal wees, Here, sodat dit sal oorvloei na die wêreld rondom ons naaste. Here, kom vul ons tankies, Here. Het gaan oor hoe groot die tank is nie, Here, maar het gaan oor hoe dinamies die vloei is deur hierdie tank. En Here, dankie dat elke persoon vanoggend wat hier sit, liefde ontvang het. Ons kan niks meer waardevol ontvang as die liefde nie. Here, ek bid soos Judas dit skryf, dat elkeen van ons sal bly in die liefde van die Here. Want ons by die deure sal uitstap, Here, dat hierdie wêreld en die andersheid van mense en die frustrasies wat ons beleef oor hoe hulle dinge doen wat dalk nie reg is, Here, dat dit nie die liefde sal oorskadu nie, maar dat liefde dit sal oorskadu, Here. Dat ons sal optree en sal funksioneer in die sterkste krag wat daar is in die heelal, en dis die krag van U liefde. En dit bid ek, Vader. Stort U liefde in ons uit. Want liefde sal altyd wen. Maak ons bewus van U teenwoordigheid, Heilige Gees. Van die vrug van U teenwoordigheid in ons lewe is liefde. Ons eer U, Vader, mag ons 'n gemeente wees, 'n kerk wees wat geken word aan die liefde vir mekaar, maar aan mense wat 'n sekerheid het in wie hulle is, omdat hulle waarde ontdek het, omdat hulle self kan lief hê, omdat hulle liefde vir God ontdek het. Dit bid ek vanoggend, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag jy 'n geseënde Sondag verder beleef. Gaan spandeer 'n bietjie tyd in die spieël en gesels met jouself. En 'n heerlike sterkte ouers met die vakansietyd. Die kerk is toe vir kinders, moenie net kom aflaai nie asseblief, nee grap. Okay, so sterkte vir julle.